In vakansietye het ons iets wat ons baie keer in die jaar so van kort kom en dit is tyd. Goeiedag almal, ek hoop dit gaan goed met julle. Ons wil vandag bietjie gesels oor wat maak ons in die tyd wanneer ons minder vergaderings of minder verkeer of minder gejaag het. Daar's tye in ons lewe en vir elkeen van ons dalk op verskillende tye. Vir ons wat kinders in publieke skole het, was dit tans so dat ons vir 'n tyd lank bietjie kon afskakel. Maar hierdie week begin dit weer. En ek vra myself, wat het ek met my tyd gemaak? 'n Mens het dan lekker gerus en afgeskakel. Maar wat het ek met daai ekstra tyd gedoen wat ook my geestelike lewe versorg het? Dit is maklik om net te rus met vermaak en sosiale media en al die pret dinge wat 'n mens kan doen wanneer jy weggaan op vakansie en al die dinge wat ons kan bedink en waarvoor ons tyd het en waar ons kan lag en gesels en al daai dinge is nodig en goed. Dis wonderlik. Maar ons moet ook by 'n dieper rus uitkom. Ek dink ek het en ek hoop jy het. Jesus nooi ons na iets veel dieper as hy vir ons sê in Johannes 15, bly in my soos ek in julle. Johannes 15 sien ons die druiwestok en die lote. Ons hoor ons Here Jesus vir ons die volgende leer. Ek is die egte druiwestok en my Vader, hy is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels is. Ons fokus dan op Jesus wat sê, bly in my en ek in julle. In Johannes 15 gebruik Jesus die beeld van 'n wingerdstok en lote. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra nie, hy het voortdurend die lewe van die wingerdstok nodig. Die wingerdstok as te ware voed hom met alles wat hy nodig het vir lewe. Sonder die lewe wat uit die wingerdstok uitkom, is daar geen lewe in die loot nie. En dis presies hoe dit met ons werk. Sonder die lewe wat uit Jesus kom, is daar geen lewe in ons nie. Maar die Here Jesus plant ons op hom in. Paulus sê so mooi eintlik in Romeine 6, Galasiërs 2, sê ons het saam met Christus in sy dood gesterwe en ons het nou saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan. Dis hy wat nou deur ons leef. So ons kan nie geestelik groei deur ons eie krag of deur goeie bedoelings of deur ware liggaamlike rus of deur ontspanning van ons stres en ons uitdagings nie. Ware geestelike lewe vloei uit 'n lewende verhouding met Christus. Christus wat ons roep om in hom te bly en uit hom te leef. Is so besonder dat die Here vir ons leer dat hy sy woorde wat hy gesê het, het ons reeds reg versorg. En dan die Vader, soos 'n boer in hierdie wingerd rondstap en gereed is om elke goeie loot wat in Jesus bly, heeltyd so te versorg dat hulle nog meer vrugte kan dra. Dis die realiteit van ons lewe in 'n verhouding met die Here, waar die Here besig is om ons te versorg met wat nodig is om geestelik te groei, nader aan hom te groei. Aan die kern daarvan natuurlik sy woord. Daarom lê Jesus so groot klem hierop in hierdie gedeelte, dat sy woord in ons moet bly en sy woord uit ons moet leef. Ons weet, Paulus leer vir ons, dat geloof kom deur die gehoor en dit wat ons hoor is die verkondiging van die woord. Op ander plekke hoor ons die woord sy tweesnydende swaard, dit dring deur tot die diepte van die mens. So ons moet met die Here besig wees in sy woord. Net voor Jesus hier in Johannes 15 vir ons hierdie gelykenis gee, of hierdie beeld gee, dan leer hy dat die Vader en hy die Gees sal stuur, en dat die Heilige Gees wat in ons sal kom woon, ons sal herinner aan alles wat hy vir ons geleer het. Met ander woorde, die woord van die Here in ons sal lewend maak. En daarom bied vakansietyd 'n besondere geleentheid om weer doelbewus nader aan Christus te leef. Nie omdat ons meer van hom moet verdien nie, maar omdat hy reeds alles vir ons gedoen het.
En wanneer ons tyd maak vir sy woord, wanneer ons in gebed met hom praat en wanneer ons stil word in sy teenwoordigheid, versterk hy ons geloof en vorm hy ons harte op 'n nuwe manier, op 'n manier wat ons in staat stel om as mense te leef wat kan vrug dra. Ons leef maklik asof Christus net deel van Sondag is, terwyl hy eintlik die middelpunt van elke dag in ons lewe wil wees. Ek het 'n paar jaar gelede 'n boek gelees van Karen Kingsbury. Die boek se titel is Between Sundays en dit is nou heeltemal net 'n gewone, is nie 'n leerstellige boek nie, is net 'n storie, maar dit gaan oor wat doen Christene tussen Sondag. Hoe leef ons die erediens van die lewe tussen Sondag? Ons moet elke dag die Here die middelpunt van ons lewe maak. Ons het die wonderlike voorreg om op Sondag by mekaar te kom vir wat ons noem die erediens. Maar daar is nie waar die erediens ophou as die dominee sê amen nie. Dit gaan daaraan waar ons die Here gaan uitleef in ons lewe waar ons is, of vakansie is, of ons by ons werk is, of ons in die hospitaal is, of waar ook al ons is, moet ons die Here uitleef. So, dit is maklik vir ons om die Here net deel te maak van Sondag, want dit is 'n veilige dag, of die Here net deel te maak van my oggendroetine. Die Here roep ons om deel te maak van ons hele roetine. Bly in my en ek in julle. En hoe nader ons aan hom leef, hoe meer begin sy liefde en vrede en wysheid sigbaar word in ons lewe. Soos 'n loot natuurlik vrug dra wanneer dit aan die wingerdstok verbind bly, bring Christus ook deur sy gees geestelike vrugte in ons lewe voort. En ons ken almal die vrugte van die gees en die dinge waarvoor ons moet streef en waaraan ons moet werk. So gebruik daarom die vakansie en dis nou verby dalk, maar hierdie nuwe tyd, nuwe seisoen in ons lewe, nuwe kans, elke dag, elke oomblik van ons lewe is 'n nuwe geleentheid, om nie net fisies uit te rus nie, maar ook geestelik nader aan die Here, jou verlosser, te groei. Soms is die grootste verandering in ons lewe nie 'n nuwe omstandigheid nie, maar 'n dieper verbondenheid aan Christus. Om elke oomblik van ons lewe al hoe meer te leef as mense wat sê, Here, ons gee oor, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Ons leef in U en uit U en deur U, en daarom is ons oorgegee aan U wil en roeping vir ons lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons kon rus en dalk nog kan rus, wat ook al ons omstandighede of situasie is. Dankie vir die voorreg dat ons in U kan bly en U in ons bly. Ons loof en ons prys U daarvoor en ons bid deur die woord en gees, lei ons, versterk ons, om al hoe meer in diepte aan U oor te gee, tot die eer van U naam en die uitbou van U koninkryk in Jesus se naam. Amen.